Dankie vir julle wat hier is. Dankie vir die mense wat aanlyn ingeskakel is. Baie geluk aan al ons mammies. Ek is baie lief vir mamma. Nee, ken julle daai liedjie? En ons is dankbaar vir al ons moeders. Alles wat julle vir ons doen en beteken. En dankie vir elke gebed, elke traan, elke opoffering, daai tye wat jy in die kar spandeer het, daai tyd toe jou kinders nog klein was, want dalk is jy al 'n groot mamma. Maar jy tye spandeer in die kar, seker gemaak hulle kom by die netbal, die hokkie, by die nalope, by alles, by die swem, en jy sit ure en ure lank in die kar, en hulle klim in die kar, en hulle ignoreer jou. Hulle draai gee jou 'n koue skouer, maar elke dag staan jy op. Hallo liefie, dis so lekker om jou te sien. En hulle sê vir jou, ag! Dankie dat jy nie dieselfde doen nie. Maar dankie dat jy ons en hulle verdra en liefde gee in die tye wanneer hulle dit nie verdien nie. Spreuke 31 vers 28 gesê 'n mooi ding. Hy sê haar kinders tree na vore. En as jy nou 'n kind is en jou ma is hier in die gehoor, hulle kinders tree na vore en noem haar gelukkig en haar man prys haar. Mag die Here julle versterk en bemoedig en oorlaai met sy liefde, vrede en genade en ons eer julle regtig en ons waardeer julle opreg. So baie gelukkige Moedersdag aan al die mammies aanlyn en hierso wat hier is. Ons bedien vandag 'n spesiale woord vir al ons mammies en ook natuurlik vir al ons pappies en vir al die kinders. En ons kyk na die 6de gemeente in die boek van Openbaring. En ons gaan sommer dadelik inval en kyk wat is hulle uitdaging en wat is dit en hoe hulle natuurlik hierdie uitdagings hanteer en wat is dit wat God van hulle sê. So kom ons kyk daarna. Ek skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die Here, die waaragtige. Dis 'n mooi naam vir betroubaar en waarheid, né? Wat die sleutel van Dawid het wat oopmaak en niemand sluit nie en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk. Ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle na jou toe kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing. Is natuurlik 'n verwysing na die groot verdrukking wat oor die hele aarde kom en die bewoners van die aarde op die proef sal stel. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand die kroon van jou kan neem nie. En dit is natuurlik 'n verwysing na die beloninge wat kom wanneer ons voor die Here staan. Dit is, almal gaan 'n beloning kry vir die werk wat hy gedoen het en bereik het deur geloof ter wille van die naam van Jesus Christus. En hy sê sodat niemand dit van jou kan neem nie. Wie oorwin, sal ek hom 'n pilaar in die tempel van my God maak en hy sal daar nooit weer uitgaan nie en ek sal op hom die naam van my God skryf en die naam van die stad van my God en die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van my God neerdal en my nuwe naam. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Nou Philadelphia is 'n baie klein gemeente in Asië of Turkye en hierdie gemeente was konstant onder geweldige angs en vrees. Hulle was geleë op 'n baie vulkaniese grondgebied en daarso het die aardse plate, jy weet die plate ondergrond het gereeld geskuif as gevolg van hierdie druk en beweging en hierdie drukking onder die aarde. En dan was daar geweldig baie aardbewing, soveel so dat 17 jaar na Christus opgevaar het, is hy amper heeltemal vernietig en éventueel was hy toe nou maar vernietig saam met 'n klomp ander van hierdie klein gemeentes waarvan ons al geleer het. So daardie area het die hele tyd beweeg. As jy in 'n myngemeenskap groot geword het, is daar mense wat naby Vogwel, Carletonville, Western Area, Randfontein groot geword het. Ek is uniek. Ek is special.
Is daar mense daarbo, Klerkse? Daarbo, there we go. Onthou julle die aardbewings. Hulle het gate geblaas in die aarde, nê, dat jy sal so sit by die huis, en volgende oomblik, dan skit jou venster, daar by ons in Vogwel, het dit 'n paar keer gebeur, dat die vensters gekraak het, partykeer, dan skit hy so, die aarde, want hulle skuif die plate, daar onder ons freaking huise, dat in bly vooruitsig het daar 'n huis weggesink, in 'n sinkgat, as gevolg van hierdie plateverskuivings, wat geplaasgevind het, as gevolg van al die freaking plofstof. Yes, hulle het gate gebom, hulle het ons gebom ondergrond, man. Was oorlog. Die feit dat ons hier is 'n wonderwerk, guys. Die feit dat ons hier is 'n wonderwerk. Ons kan die Here loof en prys, maar daar gereeld daai area, yes, hy skit so. Een keer gebeur wat ek in hoërskool was, dat ons actually geskree is, die juffrou skree, gaan klim maar na die tafel. Hier is ons almal onder die tafel. En gelukkig niks gebeur nie, maar so ons ken van aardbewings en weerlig, en dan as die weerlig klap, dan is die hele dorp se krag af. So dit is die in Vogwel, Carletonville, Western area, Randfontein, Klerksdorp, Stilfontein, dis ons plek daai. So dit was ons gewees, en so hierdie ouens, as gevolg van hierdie aktiwiteit ondergrond, was hierdie ouens altyd bang. Hulle het eintlik op 'n plek, op 'n stadium gekom, waar hulle nie meer in die dorp of stad gewoon het nie. Hulle het actually uitgetrek, want hulle kon niks wat gebou is vertrou nie. Hulle kon niks wat gestaan het, geen tempel, niks geboue nie, niks nie. Hulle kon dit nie meer vertrou nie, want mense het doodgegaan daar, so as gevolg van hierdie aardbewings. En is dit nie snaaks nie? Maar lewe ons nie maar ook net daar nie? Lewe ons nie maar presies waar hierdie ouens lewe nie? Waar ons dink ons is stabiel, en ons dink ons is vas, totdat die aarde en die vloer begin onder ons bewe. Die mat begin onder ons voete uitgetrek word. En dan sien ons is nie so stabiel soos wat ons gedink het nie. Ons is toe nou nie so rock solid soos wat ons gehoop het ons is nie. En ek wil sommer 'n vraag vra, en julle weet ek vra hierdie ding gereeld. En die vraag is, wat is daardie ding as dit vandag onder jou weggevat is? Dan vat dit jou vrede en jou geluk. Wat is daai ding? As jy dit vandag moes verloor het, dan val jou vrede gaan saam met dit, jou geluk gaan saam met dit, en jy stort in daai. Wat is daardie ding? Want ons is almal afhanklik van een of ander ding om ons vrede te gee of gelukkig te maak, en julle weet, ek hamer dit gereeld, né? Ons bestuur ons lewens geweldig baie, en ons het dit gesien by die vorige gemeente, dat mense kry dit geweldig goed reg om hulle lewens reg te bestuur, en dan so koud te raak teenoor die Here, want sien, as ek my lewe so goed bestuur, hoekom het ek God nodig? Sondaars roep uit na God, en as hulle in daardie desperate oomblikke van die lewe is, en hulle is in daardie desperate plek, dan roep hulle uit na God, en hulle sê, Here, vergewe my, help my, vergewe my, red my. Maar 'n persoon wat sy lewe georden het, en wat nie erg sondes het nie, wat nie erg kwale het en dinge het nie, hy is nie so warm teenoor die Here nie. Hy sien nie God as 'n noodsaaklikheid nie. Hy sien nie hoekom die Here homself die brood van lewe noem nie, want ek koop, ek doen okay. Ek gaan aan. En eintlik was die vraag gewees die vorige keer was as die Heilige Gees jou kerk moes verlaat het of jou verlaat het, sou daar 'n verskil gewees het? Sou jy 'n verskil agtergekom het? En meeste van ons het, toe ek het vra, toe ons soos, wow, ek wonder. En dis hoe onafhanklik ons begin lewe het van die Here. En so dit is wanneer hierdie goeders onder ons begin skud en skuif, dat ons hierdie vraag begin vra, want ons maak staat op 'n dokter se verslag, op hierdie verhouding. Hierdie is die ene. Maggie, hierdie is die ene. Jy moet hom sien. Nee, hierdie ene gaan my gelukkig maak. En ons het al hierdie dinge, maar die oomblik wanneer daardie dinge begin bewe, dan voel ons maar insecure, onstabiel, nie veilig nie, angstig, en ons vrees vir ons lewens. So, ons dink aan hierdie kerk en die plek waar hulle is, en hierdie gemeentetjie wat baie klein is. Hulle is klein en hulle is swak, hulle het min krag, hulle is nie so indrukwekkend nie, hulle maak nie 'n dinamiese impak of verskil nie. Hulle is klein, man, in vergelyking met die res van die sinagoges in daardie plek.
En hulle voel bietjie onseker oor sekere dingetjies. En hier is waar dit vir my mooi is. Ons begin by vers 7. Dit sê hy wat heilig is, wat waaragtig is. En dis 'n mooi Afrikaanse woord. Ek gaan moet sê, vir ou wat slang lekker praat, hierdie is mooi. Waaragtig is die mooi Afrikaanse. Nee, hy wat eg is, hy wat die waarheid is. So dit sê hy wat heilig is, wat waardig is, wat die sleutel van Dawid het. En nou hier is ons die ding. Ons het gesien in die vorige kerke, met die uitdagings wat daar is, kom die Here en hy identifiseer self eers homself. Hy maak homself bekend. Met ander woorde, hy probeer hulle vrese en hulle angs en die rede vir die oorsake van sonde of ellende of wat ook al die geval is. Hy openbaar homself sodat hulle dit in hom herken, sodat hulle nie so operate nie, sodat hulle nie daardie verkeerde besluite maak in die lewe nie. En so kom hy en hy sê, hy wat heilig is, wat waaragtig is en die sleutel van Dawid, dit sien, stabiliteit begin nie by ons omstandighede nie. Dit begin by wie Christus is en wat ons sien van Christus. Dis waar stabiliteit kom. So wanneer jy in 'n plek van nood is, of jy's desperaat, of goeders is die mekaar, moenie die Here vra om net die oplossing te gee nie. Vra hierdie vraag: Here, openbaar Uself aan my. Openbaar Uself aan my deur die skrif. Openbaar Uself aan my, maak Uself aan my bekend, sodat ek nie so hoef te worry nie, want ek behoort aan U. Dit is tyd dat ek en jy begin hierdie oortuigings vasmaak in ons lewens, want dit is los. Dit voel nog soos losgrond en nie soliede fondasie nie, want ek en jy gryp na die geringste dingetjie om ons te laat beter voel, soos wat ek nou gesê het, ons wil die hele tyd in beheer bly, maar ons is nie stabiel wanneer ons omstandighede okay is nie. Wanneer dit stil is daar waar jy is, beteken dit nie jy's solied nie. Ons gaan kyk hoe solid is jy wanneer dinge so maak. En dan gaan ons kyk wat staan. Nou hierdie ouens trek uit die stad uit, want is onstabiel, onveilig. Ons weet nie wat ons kan vertrou nie. Ons weet nie waartoe ons kan hardloop nie. Al ons opsies en dinge wat ons geken het, is nie meer beskikbaar nie. En ek wonder of jy al daar is, op daardie plek. En die antwoord vir jou is, of die leiding wat ek vir jou kan gee vanmôre is, dis begin by Christus. Dit is waar stabiliteit begin. Nou hy sê, wat heilig is. Ek en jy, as gelowiges, kom ons sê, die wêreld soek hierdie tipe God. Ek en jy soek 'n tipe van 'n Christus. En die kerk verkondig 'n tipe van 'n Christus. Maar hierdie gedeelte waar hy sê, hy wat heilig is, beteken, hy is die God wat nie aanpas by ons nie. Hy doen nie, julle. Hy is dieselfde gister, vandag en môre. Vir ewig is sy woord vas in die hemele. Dit kan nie verander nie, dit gaan nie verander nie. Hy het 'n oortuiging en 'n opinie en dit staan, punt, klaar. Of jy nou daarvan hou of nie, dit is die standaard van sy woord. Forever it is settled in the heavens, sê die psalmskrywer. En dit gaan nie verander nie, punt, klaar. Maar ons soek Jesus en die wêreld soek Jesus en party kerke verkondig Jesus wat jou nie gaan oordeel nie. Hy gaan jou nie offend nie. Hy gaan nie jou kwaad maak nie. Hy gaan nie jou roer nie. Hy gaan nie jou challenge nie. Jy's okay. Jy is so gemaak. Embrace jou sonde. Aanvaar dat jy nou maar net 'n skurk en 'n boef en 'n dit en 'n dat is. Moenie probeer nie. Bly hou net aan. Christus het jou gered en punt, klaar. Dis nie die evangelie wat Jesus ons leer nie. Dis ook nie die boodskap wat die apostels vir ons gee nie. Hulle sê hardloop van temptasie, ek en jy, ons is soos ek gaan vir hom vasvat. Jy dink jy's Jean-Claude Van Damme. Watch my, check hierdie move. Nee? Dis wat jy met temptasie wil doen, jy wil kyk hoe ver jy kan gaan. Jy's mos daarso met over the top. Jy draai jou hoetjie onderste bo, gooi jou wysvinger oor jou duim en jy dink jy het hom in 'n greep. Jy gaan verloor, pel. Dis hoekom hy sê hardloop. As 'n rede hoekom die Bybel sê hardloop. Hol, Afrikaans wat van Vogwel afkom. Hol, wikkel. Hier in die Kaap het ek geleer wikkel. En so, dit is wat ons doen. Ons soek Jesus wat nie, jy mag ons nie oordeel, hy moet altyd verstaan hoekom ons die regte redes het om hom nie te gehoorsaam nie. Hy moet begrip hê vir my sonde. Hy moet weet, ek kan nie nou dit bekostig of dit doen of dit of dat nie. Daarom moet ek het nie ander opsies nie.
Ek moet hierdie ding doen. Hy sal verstaan. Ons soek daai Jesus. Alles in my lewe moet hy goed praat en goedkeur. Ek is so gebore, dis hoe ek is, dis wie ek is. Ja, jy moet repent, bekeer en draai. Nee, jy kan nie dit vir my sê nie, ek is so gebore. Ek is ook gebore met 'n groot aptyt vir alkohol. Wow! Ek dors gebly na my bekering. Kan dit nie handle nie. Alles aanvaar wat ek besluit. Here, hierdie ding wil ek hê en ek gaan hom kry en ek gaan hom en ek soek dit jou blessing. Nee, ek wil nie, ek dink dit is goed. Nee, ek moet, ek gaan, ek kan, ek sal. Sien, maar hierdie sê, hy wat heilig is, sê, maar Jesus stel homself bekend as die heilige. En dit beteken, hy is 'n Jesus wat nie aanpas by ons nie, hy is 'n Jesus wat ons moet aanpas by hom. Anderste is hy nie ons Jesus nie. En daar is 'n ding soos reg en verkeerd en 'n ding wat heilig en sondig is, 'n ding wat lig is en 'n ding wat donker is. En nou kom kerke en gelowiges in die wêreld en hulle wil Christus versag, sodat hy meer aanvaarbaar kan wees. Hulle wil sy skrif herdefinieer. Ja, maar jy moet nou verstaan in vandag se taal, dan beteken dit. Of ons wil konstant hierdie God beheer. En dit wat hy sê, wat hy gesê het, wil ons beheer. En dit wat die apostels geleer het, wil ons beheer. Ons wil dit konstant beheer om aan te pas by ons. Onthou, hy is nie 'n tipe van 'n God nie. Hy is nie 'n Mohammed wat 'n tipe van, of dit wat 'n tipe, die wêreld wil hulle almal gode maak en dit en dat nie. Hy is God, hy is Yahweh. Dis wie hy is. Hy is nie ons speelmaatjie nie. Hy is nie my chomma, my pel, die oom daarbo of die ouetjie met die toutjies nie. Jessie, in ons platteland en in ons Afrikaanse kultuur, dan gebruik ons sulke woorde, dan verwys ons na ons God toe. Die ouma bo, hey Henry, bid vir my, bid bietjie dat die ouma bo of die ouetjie met die toutjies. Hy is mos die ene wat in beheer is van dinge. Ongeskik. Hy is God, hy is ons redder, ons Vader, ons Skepper, ons Heer. En hy is heilig, en ons moet hom so hanteer. Jesaja 6 vers 3, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskade. Jesusie, hy is nie ons pellie nie. Sien, die probleem met die ou wat so praat, hy gaan kyk bietjie, gaan toets dit. As jy so ou hoor praat, gaan kyk gou na die vrug op sy lewe. Daar's geen vrug nie. Dit beteken ons baie sonde. Die rede hoekom daai ou in baie sonde is want sy God is baie klein. En gaan kyk 'n ou wat naby aan God stap, wat die vrugte van bekering dra, die vrug dra in sy lewe. 'n Ou wat onsag het vir hierdie God. Dit is 'n ou wat 'n gesonde beeld van wie God is het. En hy wil hom nie teleurstel nie. En hy's ingestel om aan te pas by die evangelie, eerder as wat die evangelie aanpas by hom. Sy God is klein. So baie mense sê hulle vertrou die Here. Jy het hier ingekom en as ek jou moes gevra het, vertrou jy die Here? Ja, ek vertrou die Here. Maar kom ons kyk na die vrugte. Is daar vrede? Is daar vreugde? Is daar tekens van die werking van die Heilige Gees? En vir baie van ons is daar net angs en vrees. Ons onsekerheid, onstabiliteit. En dit is eintlik openbaringe. Openbaringe dat jy 'n sekere persoon wat min lees, min bid, min tyd spandeer om te aanbid. Jy spandeer min tyd by die voete van die Here. En meer tyd in dit wat jy dink jy nodig het om stabiel te kan wees en te moet wees. So my vraag is dien jy werklik die Heilige Christus? Of dien jy 'n God wat aangepas het tot jou omstandighede en waar jy op hierdie stadium is? Die tweede ding wat hy sê is hy is waaragtig. Hy wat waaragtig is. Hy is die stem bo alles. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En hy openbaar homself so.
Hy sê vir hierdie kerk van Philadelphia, ek is die enigste weg. Hier's 'n klomp mense wat 'n klomp druk op jou plaas. Daar's 'n klomp Jode wat dink hulle kom van God af, wat eintlik van die tempel van Satan afkom, wat julle probeer oortuig dat julle is van die pad af, julle is verkeerd. En hy kom en hy bevestig net weer vir hulle, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen manier om na die Vader toe te kom behalwe deur my nie. Nou sê die Jode, jy moet nou dit doen, jy moet nou dat doen, dan moet jy gou gaan was, dan moet jy die Sabbat onderhou, dan moet jy jouself gaan snip. Jy moet nou dit doen, jy moet nou dat doen, en jy mag nie die eet nie, jy mag nie daai eet nie, jy's in allerhande werke, en hulle maak jou de mekaar, en tot 'n plek waar Paulus vir die Galasiërs sê, hey man, who bewitched you? You were doing so well. En nou val julle uit mekaar uit. En so het hierdie ouens al hierdie dinge, en het is so, ek en jy kan ons lewens bou op die opinie van mense, op die opinies van mense. Ons kan ons lewe bou, selfs op emosies. Hoeveel ouens het 'n slegte ervaring gehad met 'n girl of 'n boyfriend op skool, en jy het jouself beloof, nooit ooit weer gaan jy so voel nie. En nou trou jy met 'n vrou wat foute maak, of 'n man wat foute maak, en nou staan jy daar voor in die kansel, en niemand sien dit nie, maar in die gees sien ek dit. Jy staan daar voor, jy's mooi aangetrek in jou soet, en jou vroutjie staan daar met haar mooi wit rokkie aan, en sy lyk so pragtig, en jy lyk so handsome, en allerhande goeders, maar in die gees staan julle met 'n revolver teenoor die ander, en jy sê, luister chom, as jy dit ooit my so gaan laat voel, dan skiet ek jou breins uit. Want dit is wat gebeur as jy daai musiek hoor en jy sien die bruid afstap in die gangetjie. Dan sien ek iemand wat reg is om dood te maak. Want hulle kom met al die teleurstellinge, al die foute in hierdie huwelik in, en hierdie arme broer gaan boet vir 'n ander man se sonde, en hierdie vrou gaan boet vir 'n ander vrou se sonde, want nooit weer gaan ek iemand toelaat om my so te laat voel, of so met my praat, of so met my maakie. Is jy perfek en uitgesorg dat ons jou deur die ring kan trek, of gaan jy foute maak? Nou gebeur daar iets in die huwelik, en dit is so 'n klein dingetjie, maar die reaksie is so groot. Klink soos Carltonville. Nou kom ons en nou wonder ons, hoekom werk hierdie ding nie? Ek voel ek het met die verkeerde vrou getrou. Hy is so sy pa. Emosies. En vir die geringste dingetjie is daar nou nie stabiliteit nie. Want jy is konstant onseker. Want hierdie persoon trigger al die emosies van die verlede. Self-help idees. Hier's ouens hierso wat hulle klink soos 'n self-help encyclopedia. Hulle het 'n antwoord vir alles. Maar selfs hulle lewe onder druk val uitmekaar uit. Hulle gaan na al die seminars toe, hoe om jouself op te bou, kyk in die spieël en sê, mag jy so lyk nie, mag jy so voel nie, mag jy dit nie, mag jy dat nie, maar jy is nooit gelukkig nie, is jy? En selfs al lyk jy goed, al doen jy beter, jy voel nie goed genoeg nie, doen jy? Jy kry nooit rus en vrede nie, nee. Want dit is nie gebou op die waarheid nie. Dit is gebou op goeie dissiplines en sulke dinge. Maar nie op die weg nie, nie op die waarheid nie, ook nie op die lewe nie. En dit is hoe ons lewens lyk, en ons pas aan, en objektiewe waarheid beteken vir ons niks nie. Ons hardloop na hierdie goedjies toe, en ons het ons eie redenasies rondom sekere dinge. En dan kom Jesus, en dan gaan hy verder, dan sê hy wat die sleutel van Dawid het, beteken hy is in beheer. Jesaja 22 vers 22 sê, en ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouers lê, en hy sal oopmaak en niemand sal toesluit nie, en hy sal toesluit en niemand sal oopmaak nie. Ons lewe asof ons in beheer is van deure in ons lewens. As ek hard genoeg dit, dan gaan hierdie deur oopmaak. As ek nie dit doen nie, dan gaan hierdie ding toe bly. En party ouens kom met geweldige spoed af op 'n toedeur, en dan bly hy nog steeds toe, en jy kry die skade, jy het seer gekry. As God wil hê jy moet deur 'n deur stap, gaan hy dit toelaat. As hy wil hê hierdie ding moet toe wees vir jou, kan jy klop, skree, jy kan allerhande goeders doen, hy gaan toe bly.
Maar as hy wil hê jy moet in 'n ding instap, dan sal dit so wees. Hy dra die sleutel van die toekoms, nie jy nie. Hy sê nie gaan wees slap en lui nie. Hy sê vir 'n luiaard, sê hy, hey, go look to the ant, you sluggard. 'n Lui mens gaan nie eet nie, gaan nie voorkom nie. Maar jy moet nie so in beheer wees van jou lewe, dat jy hom nie nodig het nie. Want dit is, dan het jy te ver gegaan. Hy regeer, want hy is die beloofde Messias. Hy kom in die bloedlyn van Dawid af. Hy is die ene waaroor die hele Ou Testament gaan. En hier is hy. Hy het die sleutel tot die koninkryk van God. En hy sluit dit oop vir mense en hy sluit dit toe vir mense. En jy kan goed wees, nice wees, jy kan al jou geld weggee. Jy kan selfs jou lewe, jy kan opgee en laat dit afgebrand word, nê? En sê ek sterf vir Christus, jy het met Christus met jou lippe bely, maar jy het hom nie lief gehad nie, jy het hom nie geken nie. Jy was nie getrou aan die naaste nie, jy het nie geheld nie, jy het nie ontwikkel nie, jy het niks gedoen nie. Dan beteken al daai goeders verniet. En dis wat die Bybel vir ons leer. Maar die Bybel leer vir ons wat dink ons staan, in een oproep, met een diagnose, en in een oomblik, kan alles verander. En dan kom ons agter, ons is nie so stabiel soos wat ons gedink het nie. Ek sal nooit vergeet nie, die aand voor my operasie, ek het mos 6 stents gekry, nie eens gesukkel met hoë bloeddruk of cholesterol nie, my cholesterol is normaal, is nie buitensporig hoog nie, maar my cholesterol het by my hartkleppe gaan lê. Dit het my are toegestop. En so gelukkig ken ek toe die spesialis wat in die gemeente is, en ek hardloop na hom toe en ek sê, oh, hier is moeilikheid. Het voel of 'n olifant op my bors sit. En daai aand sit ek daar so in die hospitaal. En ek dink bietjie aan my lewe. En ek besef hoe arrogant ek is. Want ek het genuine gedink ek is in beheer. Ek was nie. Want ek kon my nie uit die situasie uithaal nie. As God nie nou iets doen nie, gaan ek doodgaan. En dit is hoe in beheer ek was van my lewe. En daai aand het ek bely en ek het gesê, Here, ek sal verkondig dat ons as gelowiges moet afhanklik bly van die Here, nie onsself nie. Ag, dankie vir die 2 mense wat so nice is. Maar hy maak oop en niemand kan sluit nie. Die mense kan jou ignoreer, uitskuif, uitstoot, jou teenstaan, jou probeer blokkeer. Maar omdat hy die sleutel het, bepaal hy wie kom in en wie gaan uit. Natuurlik is dit ook 'n verwysing na die evangelie wat verkondig word en mense wat tot bekering kom. En daar is 'n rede hoekom die Here sê, ek maak 'n oop deur vir jou. Nie net gaan dit oor jou persoonlike hoedanigheid nie, dit gaan ook oor die koninkryk van God. Dit is 'n verwysing na die verlossing. Hy sê in vers 8, gaan hy aan, hy sê, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, omdat jy min krag het, maak ek 'n deur vir jou oop. Hier is 'n klomp goeders wat gaan verander en hierdie is 'n baie bemoedigende gedeelte in hierdie brief wat hy skryf vir Philadelphia. Hy sê nie julle is indrukwekkend en julle het my beïndruk nie. Hy sê julle is swak, maar julle bly getrou. Julle is swak. Ek sien julle hoe swak en hoe min krag julle het, daarom maak ek 'n deur vir julle oop, 'n sleutel tot die koninkryk. Julle gaan iets van God beleef wat ander kerke nie beleef het nie. Julle gaan iets unieks ervaar en beleef, al is julle klein, al is julle swak, al het julle foute. Nou luister hierso, hierdie kerk beteken nie hulle het nie foute gehad nie. Daar is niks negatief wat van hulle gesê word nie. Daar's 2 uit die 7 kerke, waaroor God niks negatiefs sê nie, en hier is een van hulle. En die rede vir dit is, nie omdat hulle nie sonde het nie, want die Bybel maak het baie duidelik, almal van ons is sondig, en almal van ons val kort van die heerlikheid van God. Met ander woorde, hier is 'n kerk wat issues gehad het met sonde, maar luister mooi.
Hulle het nie in daardie sonde gaan lê nie. Hulle het dit nie deel van hulle lewe gemaak nie. Wat hierdie ouens gedoen het is as daar issues in hulle lewe opduik en daar is sondige patrone, het hulle eerder aangepas tot die evangelie as wat die ander kerke gedoen het, wat die evangelie aangepas het by hulle sonde. Dit was die radikale verskil. En as gevolg van hulle vrymoedigheid om hierdie evangelie na te strewe, om te werk uit hulle foute, om daagliks in die woord te gaan, en tyd saam met God te spandeer, in gebed, in die woord, in aanbidding, en daagliks so woordbewus te wees, dat wanneer daar goeie skeefloop in hulle lewens, dan sê hulle, Here, ek bely hierdie ding, en ek draai na U toe, ek sal nie meer aangaan met hierdie ding, ek bely dit, Here. So hulle was in 'n toestand van konstante belydenis, konstant nederig voor die Here, waar hulle saam met God gestap het. Hulle was nederig. Nou luister hierso, as jy iemand wil wees wat saam met God stap, soos Moses en Enoch, they were humble people. Hulle was nederig. Dit beteken nie jy moet perfek wees nie, maar dit beteken om saam met God te kan stap, moet jy nederig wees. Jy moet by hom kan leer, jy moet van jou foute, moet jy in die lig kan bring, en jy moet van daardie sondes af kan wegstap. En dit is hoe hierdie ouens was. Hulle was nie perfek nie. En hierso sê hulle, God is nie skaam oor die foute en die sonde wat hulle maak nie, want hulle het 'n gesindheid van bekering onder hulle. En dit is hoekom God nie eens daardie goeders aanhaal nie. En hy sê, julle het min krag, julle identifiseer saam met my woord, julle pas aan, julle is besig om te transformeer, ek sien julle uitdagings, die woord en die evangelie challenge jou. Mooi, dit moet. Dis wonderlik en ek kan sien. En daarom maak ek iets besonders oop voor julle. En wat is dit? Hulle maak 'n impak onder die Jode, wat geen ander kerk gehad het, voor hierdie ouens nie. Hy gaan aan, hy sê, ek ken jou werke. Ons gaan nou aansluit met daai gedagte. Ek ken jou werke. God sien wat niemand anders te sien nie. Sien, hierdie ouens was so getrou gewees, selfs in die binnekamer, waar niemand is nie, waar daar nie 'n broer of 'n suster of 'n die of 'n daai naby jou is nie, was hierdie ouens konstant op 'n plek, wat die Bybel noem, work out your salvation with fear and trembling. Die instruksies van God ontvang het, en het uitgeleef het, wanneer niemand dit sien nie. Hulle het nie breek gevat nie, hulle het nie 'n oomblik gevat en gesê, nou is dit bietjie tyd vir my, nou gaan ek myself bietjie gelukkig maak, en ek gaan na hierdie ding toe draai, of na daai ding toe draai nie. Hierdie was hulle lewe gewees. Die evangelie, wie God is, dit was hulle lewe, hulle wese. Hulle het nie net gesê, ek hou die woord in my hartjie nie. Die woord is in my hartjie? Nee. Woord en aksie. Dis wie hulle was. Dit was wie hulle by die huis was hulle voor mense. En dit wie hulle by die huis was, en dit wat hulle daaruit geleef het, was presies dit wie hulle is. Want onthou hierdie ding, ons is 'n produk van wie hy is. En hulle was amazing. Hulle veg nie net teen die kultuur wat teen hulle opstaan nie. Hulle veg nie net teen die Jode wat hulle wil vervolg nie. Hulle veg konstant teen sonde en die vlees. Daar's geen compromise binne hulle nie. Ek dien geen ander gode nie. En daar is niks anders wat belangriker is as U nie. Hulle sing dieselfde liedjies, maar hulle doen dit. En Jesus sê, ek sien dit. Ek sien dit. Hy sien wie jy is, wie jy werklik is. Ek sê nou die dag vir 'n ou, die dinge wat jy by die huis doen, is dit wie jy werklik is. Die dinge wat jy toelaat om deur jou te gebeur en met jou te gebeur en waarvan jy deel is, dis wie jy werklik is. Op die mannekamp het ons van ons maskers ontslaag geraak en ons het konstant daardie vraag gedruk, agter wat kruip jy weg? Want God wil jou, die regte jou, wil hy red, wil hy bevry, wil hy genees, wil hy herstel. Nie hierdie ene wat jy voorgee nie, want hy sien nie die voorgee een nie, hy sien die een wat voorgee raak. Want dit is wie jy werklik is. En sonder enige erkenning, sonder enige applaus,
sonder dat enigiemand dit raak sien, gaan hulle aan, en hulle is besig om te bou aan die koninkryk van God in hulle self. Hoekom? Hoekom lewe hulle so? Want Matteus 6 vers 4, dis wie hulle is. Hy sê, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. God sien als raak en hulle besef dit en hulle weet dit, want hulle is in die teenwoordigheid van die alomteenwoordige God, en daarom het hulle God konstant op hulle gedagtes. En dan kom die Here en dan sê, ek maak hierdie deur vir jou oop. Sien, ek en jy, soos aan die begin, ons dink vrede gaan kom wanneer alles in plek is. Net so kom ek en jy op 'n plek en sê, as my dinge in plek is, sal ek gehoorsaam. Die Here sê, ek sien julle is swak en julle is klein en julle het min krag. En tog is hulle so toegewy aan gehoorsaamheid aan God. Meer as wat ons vandag is. Ons sê, Here, doen jy eens hierdie ding, kry eens hierdie ding op plek, maak vir my hierdie geleentheid oop, gee vir my daai ding, hierdie ding, en ek sal dan maak ons beloftes aan die Here. Hierdie ouens sê, omdat U God is, en U is wie U is die heilige, die waaragtige, die God met die sleutel van Dawid, dis wie U is, omdat U Yahweh is, sal ons U gehoorsaam, of het nou met ons goed gaan, en of het nou met ons sleg gaan. Sien, gehoorsaamheid is belangrik, want sonde verhard jou hart, teenoor God, en dit sal jou van die pad aflei. En ons moet dit besef, Hebreërs 3 vers 13 sê, you must warn each other every day, while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. Sonde verhard. In Christus, jy is deel van die liggaam van Christus. Jy is gered deur sy kosbare bloed. As jy aanhou met sonde, gaan jy verhard word teen God. Jou hart gaan verhard teen hom. Teen die een wat sy alles vir jou gee en alles vir jou doen. Jou hart gaan verhard teen hom en jy gaan die koers van jou lewe verander. Beteken nie noodwendig dat jy jou salvation gaan verloor nie, maar jy gaan die rewards kry nie. Daai beloninge wat God van jou, vir daai goeders wat hy vir jou wil gee. Party mense gaan op die einde van daai pad kom en besef, my vet, ek was nooit gered gewees nie. Want eendag wanneer ons voor hom staan, dan gaan hy sê, ek ken jou nie. En dit is die groot verskil. Jesus kry nie skaam vir ons swak plekke nie as ons die gesindheid het van bekering nie. Dan gaan hy dit nie noem nie, van die ooste van die weste, sover het ek jou geskei of jou sonde van jou af verwyder. 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Dit is snaaks hoe ons bid vir krag, maar vir my alles wat ons meer afhanklik aan hom maak. Ons vir my alles wat ons meer afhanklik van God maak. Ons stoei dit, ons fight dit, ons veg dit. Sien, ons sal sy krag hê en ons wil ons krag behou. En God sê, ek werk nie so nie. Ek gaan jou stroop van jou eie selfgeregtigheid en jou eie krag, sodat jy afhanklik raak van myne. En dit is die groot verskil, dit is die verskil tussen vrug dra en nie vrug dra nie. 'n loot wat ingeënt is, maak nie staat op sy eie vermoëns, hy maak staat op die sap in die boom, om hom een te maak met homself, sodat groei kan plaasvind, sodat daar vrug kan wees. Jy het niks nie, jy het geen vermoë nie, jy het nie die vermoë om vrug te dra nie, uit jou eie krag uit nie. En daarom moet ons begin leer om staat te maak. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. Dis tyd om hom te verheerlik. Die tyd het aangebreek vir ons as kerk, om hom te verheerlik. Hy sê hierdie ding, jy het my woord bewaar, in 'n wêreld van kompromieë, in 'n wêreld wat 'n God soek om te compromise, in 'n wêreld wat kerke soek om te compromise, in 'n wêreld wat gelowiges druk om te compromise. Kom die Here en sê, julle het my woord bewaar. Wat beteken dit? Dit beteken nie, jy kon dit lekker gequote het uit Isaiah nie. Lekker uit Spreuke uit gequote het nie. Dit beteken nie, jy praat oor sy woord of bestudeer sy woord nie. Dis nie waarna hy verwys nie. Hy sê, julle het dit bewaar. Wat beteken dit? Dit beteken, jy het daaraan vasgehou. Jy het dit uitgeleef, in en uit.
Dit was nie net kopkennis nie, dit was nie net knowledge that puffs up nie. Dit was woord en daad. Sien, kerke word gedruk deur die kultuur van hierdie wêreld om die waarheid te dilute, is die Engelse woord. Om die woord te versag sodat meer mense dit sal aanvaar. Dit is die pressure op die kerk. Justine is deel van 'n ding in ons omgewing met ander kerke, waar hulle tieners bedien. Ken julle my vrou? Ons praat dieselfde taal. As jy vir Justine hoor, hoor jy vir my. As jy my hoor, hoor jy my vrou. En is nou klomp leraars, nie die senior leraars nie, maar is 'n klomp leraars wat nou aan tafel sit en sê, luister, ons wil 'n belangrike ding in ons gemeenskap doen onder die tieners. Ons sien daar's 'n behoefte, daar's 'n dit en 'n dat. En die eerste ding wat die eerste ou sê is guys, ons moenie so erg wees op die woord nie, ons moet dit so kommunikeer dat alle mense aanklank vind met die evangelie. My vrou dag sy spoeg hom met cappuccino. En Justine, haar naam beteken justice. Ek het al die justice gevoel in ons huwelik, hoor. Ons doen nie grys nie. Ons doen waarheid en wat vals is. Reg en verkeerd is. En Justine kyk na hierdie ou so, en sy sê, wat bedoel jy? Nee, so om almal te bereik, en almal welkom te laat voel, mag ons nie hierdie terme gebruik, oor hierdie ding praat, en oor daai ding sê nie. En Justine, voordat hy nog ietsie verder sê, dan sê sy, jy weet, die Bybel sê, dat Jesus offend. Jesus is the stumbling block. Jy weet het. Ja, maar jy verstaan nie reg nie, Justine. Sê nie, Justine, sê nee. Jy verstaan nie reg nie. Die woord wat oor Christus gaan, is 'n stumbling block. So jy gaan of bou op hom, of jy gaan val en jou nek breek oor hom. Wat sê een is jy? Jette, daai meeting het baie vroeër klaar gemaak, as wat hulle beplan het om te doen. Julle, dis in ons omgewing. Iets hier. Hulle stoei met ons. Hulle like ons nie. Hulle wil ons nie na die meetings toe nooi nie, want ons sê sulke goeters. En hier is ons die verskil vir jou wat 'n tiener het. En jy wat tienerkinders, of jy wat 'n tiener is miskien en jy wat tieners het. Luister gou mooi. As gevolg van hierdie goeters, gaan ons die springkastele oppomp nie. Ons gaan nie sokkerballetjies uithaal nie. Want ons is desperaat vir die waarheid. Jou kind is in gevaar. Ons kultuur is besig om God so klein te maak, dat eventueel gaan mense nie deur hom gered kan word nie. Want hy gaan nie in staat wees om te kan red nie. So ek is jammer as jy voel, ons kinderkerk is boring, en ons tieners is nie lekker nie. Maar die waarde wat jy uit die tieners gaan put, elke sondagoggend, is van soveel waarde, dat jy gaan staan bly terwyl die kultuur konstant val. Jy gaan actually staan en 'n verskil kan maak. Jy gaan 'n God aanbid wat berge skuif, wat jou gaan ondersteun wanneer dinge nie so lekker met jou gaan nie, sodat jy nie eendag na dwelms toe hardloop soos wat ek en Herman gehardloop het en op die straat eindig soos wat ons gedoen het nie, sodat jy actually kan vrug dra in moeilike omstandighede. That's what we're about. If you don't like it, I'm sorry, but we're not going to change.
Wat help het ek en jy speel elke Vrydag volleybal, maar niemand word getransformeer in die beeld van God nie. Oh, that's all I'm saying. Let's change, let's transform. En dan kyk ons wat ons kan doen. Maar dit is die behoefte. We need change and repentance. My dogtertjie is in graad 8. Weet jy waaroor praat hulle in die klas? Oor orale seks. Seuns en dogtertjies. Graad 8 praat oor seks. Yes, ek wil hierdie pulpit breek. Wat gaan in jou huis aan? Ma, pa? Flip, gaan hierdie ding nou heel suid. Maar dis waarmee my kind sukkel op skool, en dis die gesprekke wat my dogtertjie hoor, wat ons van haar try beskerm, sê ander girl, ek sal dit doen, 'n girl, sê vir 'n seun, ek sal dit doen, 'n graad 8 dogtertjie, kinders bly in Clara Annafontein, en hulle sê sulke goed, wat gaan aan daar in Clara van Annafontein? Maar ons is okay, ons like volleybal en sokker. Yes, my kind kom, sy is soos, sy was huilerig, toe sy by die huis aankom. Ek bewe hier wakstaan. Hy sê Johannes 14:15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Bewaar jy. Dit help nie, jy kan nie woord quoteer nie. Jy moet dit gehoorsaam wees en uitleef. Gehoorsaamheid is nie wettisme nie. Gehoorsaamheid is liefde wat vorm aangeneem het. Jy het my naam nie verloon nie. Jy het nie hom afgebreek om net nog 'n goeie, is 'n goeie teacher, 'n goeie dit, goeie dat, goeie. Jy het aan my naam gekleef, ek is redder, ek is saligmaker, ek is die Heer, ek is die een wat my kerk lei, ek lei jou, my skape ken my stem en hulle volg my. En terwyl almal weggeval het, het jy my aanhou volg. En jy het nie een keer teruggedraai en gekyk nie. Jy het gekom. Om sy naam nie te verloon nie, beteken jy staan by wie hy werklik is, selfs wanneer dit jou iets kos. Jy ontken hom nie. Jy breek nie sy woord af. Jy dilute niks nie. Want die dag gaan kom, julle. Die dag gaan kom wanneer die mense op hierdie aarde getoets gaan word. En ons noem dit die groot verdrukking. En raai wat sê hy hierso, ek gaan vir jou 2 skrifte lees. Hy sê, en omdat jy my woord bewaar het gedurende daardie tyd van ewige toetsing, wat vir die hele bewoonde wêreld voorlê, daardie tyd wanneer al die bewoners van die aarde deeglik getoets gaan word. Ander vertaling sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Daar gaan 'n tyd word wat die mens op hierdie aarde beproef en getoets gaan word. En nou is daar baie ouens wat sê, wel, ons gaan op haar eerste bootjie uit. Ek hoop so. Is 'n verwysing na die wegraping, nee. Maar daar's baie skrifte wat wys dat ons deur 'n ding gaan. Daar's baie beskrywende woorde en verse in die Nuwe Testament wat sê, daar is nie 'n wegraping. Dat die kerk, dat die bruid deur die verdrukking gaan. En dan is daar
Sterk bewys en skrifte wat sê, nee, ons gaan vooruit. Maar hier is die challenge en hier is iets wat ek vir jou wil sê. Moenie jou hoop op die wegraping plaas nie. Want dalk gaan ons soos Noag deur die ark, deur die storm gaan, maar ons gaan bewaar word. Miskien is ons Israel met al die 10 plaae wat gebeur en om ons aangaan. Miskien is ons nog steeds Israel wat deur al haar goeders gaan. En ons hoor hoe skree hulle, want hulle het hulle kinders verloor. Ons hoor die pla, ons hoor die sprinkane, ons hoor die goeders wat gebeur. Maar dit tref ons nie, dit raak ons nie. Hoe ook al, voor, na, middel, agter, I don't care. Hierdie skrif sê, hy sal ons bewaar. Jy kan relax. Hoekom beklei ons en stry ons, is dit nou voor, middel, agter, op? I don't know. Ek kan nie dit vir jou sê nie. Soos wat ek vir jou sê, daar sterk bewyse van alles. 1 en 2 Thessalonisense is vol van hierdie dinge. En jy sal die antichrist sien. En die kerk van daardie dag gaan hom sien. Ek dink ons gaan nou voor dit waai. Ons gaan hom sien. Maak staat dat hy jou gaan bewaar. Maar is die vraag, bewaar jy die woord? Want dit is die belofte vir dies wat sy woord bewaar, is jy sal bewaar word, anders te val jy onder daardie mense wat beproef gaan word. Moenie wegdryf nie. Hebreërs 2 vers 1, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Hebreërs 3 vers 13, you must warn each other every day, for while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. Hou vas aan wat? Aan die woord, aan die waarheid, aan gehoorsaamheid, en aan Christus. Hou vas. Hou vas, hou vas, hou vas. Onthou hierdie ding, God soek nie 'n indrukwekkende mens nie. Hy soek 'n mens wat getrou is en een wat hom aan hom kan vashou. Dis al. En dis meer as genoeg. Swak, klein, min krag, maar as jy kan vashou, sal hy jou bewaar. En dit is die belofte wat hy vir hulle gee. Hy sê, ek sal jou oprig soos 'n pilaar. Jy sal nie meer onstabiel wees as jy aan hom vashou nie. Jy sal nie onstabiel wees soos daardie skuivings, aardskuivings onder jou voete en fondamente wat wil breek en alles in mekaar inval nie. Hy sê nee, jy sal nie so wees nie. So moenie worry nie. Jy gaan soos 'n pilaar in my God se tempel wees. Solid, stabiel, nie weer onseker, onveilig, vreesagtig, niks nie. Niks gaan jou jaag nie. Niks gaan jou wegdryf nie. Glo in my, hou vas aan my. En dan gee jy jou die belofte van daai Toy Story. As jy Toy Story gekyk het saam met jou kinders, daar's 'n ouetjie met die naam van Woody, onder sy voet staan Andy. Dis wat dit beteken. Jy is syne. Jy behoort aan hom. Nie aan enige iets anders nie. Jy is syne. Satan kan jou nie meer oortuig nie. Jy is syne. Dit is die belofte vir my en jou. Wat vir God ons groot skuilplek maak. The righteous run into him and they are saved. Hy is 'n sterk toring, sterke rots, vredevors. Hy is die rotskeer waarin ons wegkruip. Dis hy. Maar hy moet jou hele wese verander en transformeer. Dit is sy mandaat. Dit is wat hy gaan doen. Dis wat hy wil hê. Want ons God is heilig. Hy is waaragtig en hy het die sleutel van Dawid. En die government rus op sy skouers. Kom ons sluit ons oë. Die bedieningsspan, kan julle asseblief vorentoe kom? Hemelse Vader, my hart breek waar ek staan. Wat sulke goeters in ons huise gebeur. Waar is ons paas en maas wat opstaan en ons kinders veilig hou? Is dit die toestand van die kerk? Is dit die toestand van ons kerke reg oor die wêreld, Here? Het ons geval tot so 'n vlak
Maar as gevolg van ons sondes, compromise ons en ons het hierdie tussen hakkies genade vir ander mense se sondes en niemand konfronteer niks meer nie, want ons wil nie hulle konfronteer nie, want anders moet ons gekonfronteer word met ons bagasie en ons sondes. Here, laat dit ver van ons wees dat ons sulke families en gesinne sal wees, maar dat ek en my huis die Here volg. As for me and my house, we will serve the Lord. Dat dit 'n roep en 'n kreet van ons harte sal wees, dat ons dit uit sal basyn, dat mense sal sien deur ons aksies en ons dade en ons woorde en ons oortuiging, dat dit is wie ons is. Dat hulle dan nou maar draaie om ons stap en ons stoot en verskuif, ons gee nie meer om nie. Maar ter wille van U en ons kinders sal ons so bold wees. Ons sal so radikaal raak vir U. Heilige Gees, thank you for conviction. Dankie dat dit die mandaat is om ons te transformeer in die beeld van God. As daar goeders is waar U nie meer in U noppies is nie, dinge wat U nie behaag nie, Here, kom, help ons. Help ons om die oorwinning te kry. Ons kan nie so aangaan nie. Help ons opstaan vir wat reg is. Help ons om ook die woord te bewaar, sonder kompromie, met 'n hengse fight. Roer ons gees vanmôre, deponeer dinge en begeertes wat ons lank dormant laat lê het. Help ons, Here Jesus. Help ons, Here. Dis ons gebed vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. As jy gebed nodig het en jy wil hê iemand moet saam met jou bid, bly asseblief agter. Ons wil vir jou bedien, maar andersins, Happy Mother's Day and God bless you. Bye bye.